Ek wil vir julle dankie sê manne en welkom weer hier vanaand hier by Skuins voor Afskop. Ja, coach, ek wil ook vir elke kyker wil ek vanaand sê baie dankie dat julle inskakel. Ek vra verskoning vir die produksie verlede week. Julle sal opmerk verlede week het ons gepraat, klank was duidelik. Ek kan amper sê too damn duidelik. Maar die beeld het amper soos die beeld gevries het. Daar was 'n tegniese probleem gewees hier in Caledon. Saam met Vodacom lyk dit vir my in ons konneksie, maar daar is alles uitgesort. So ek hoop en vertrou julle sien vanaand vir my wanneer ek vir julle waai en hierdie waai is 'n vriendelike groet. Coach, jong, wat 'n week wat verby is. Maar ek wil ook van die geleentheid gebruik maak om vir Rendel Moses die pes, hy het ook nou besluit, uiteindelik, hy wil Sondag, wil hy nou 'n program begin. Rendel, baie geluk. Jy weet, ek het al baie met jou geraas oor en vir jou gesê, man, begin 'n program. Baie keer, coach, hy wil mense 'n perfekte ding laat land. Maar in hierdie lewe is niks perfek nie. Korrek, ja. Ek sê altyd vir mense, en dit is wat my vorige CEO, Dries Potgieter vir my gesê het, begin het. En soos jy begin, gaan jy foute maak, maar so verbeter jy jou ding. So baie geluk Rendel, ek glo en ek weet dit gaan 'n groot sukses wees, daai program van jou wat jy Sondag wil uitsaai. Ons spreek die seën. Ja, nee, hierso, van Skuins voor Afskop af, spreek ons sommer nou al klaar die seën uit jou, Mr. Rendel Moses, aga die plaasman, jou pes. Ja, ons het verlede week, toe kon ons 'n konnekkie, maar hierdie week, ons connect met almal daar buite. Ja, dit was 'n woelige week. Dit was nogal 'n week wat baie dinge so 'n bietjie gesloer het hier onder die dekmantel, maar veral vir na verlede week waar daar weer 'n paar verrassingkies en so was. Maar die dinge loop, môre is 'n nuwe dag. Ja, hier in die week het ek gesien en ek wil ook geluk sê daarso vir Refuge in the End. Hulle het 'n nuwe coaching staf, 'n nuwe bestuur lyk dit vir my hulle aan. Maar dan die verrassing, lyk my die haas het die hoed wat pastoor, Here pastoor. Nee, ek moet sê jy's duidelik. Soos ek net gesê het, amper too damn duidelik. Ek sien hulle het vir Alex Kleinsmid hierso van Middleton, Caledon, het hulle aangestel as 'n coaching consultant. Nee, kyk, daai manne kom hier met 'n laggie. Van my kant af, hier van Skuins voor Afskop af, baie geluk Alex, ek weet jy het hy bou, soos hulle sê, jy het hy bou. En pastoor gee net die man ruimte om die bou te laat bou. Daarso by Refuge in the End. Ja, sterkte Alex. Ook ek is bly hy gap gevat. En ek hoop dat dinge werk uit aan die kant. Dis amper soos Egel Tobias in sy boek sê, hy opskryf the half gap. Die half gap, hy vat daai half gap, meneer. Ja, coach, jong, môre gaan die dinge neek, maar ek dink ek wil net vinnig terugkom na verlede week. As ek dit nie daan touch, ek moet touch my hand nie. Ons het baie aangegaan saam met jou. Ek sien daar was groot verbeteringe daar aan die selfkolkant, maar ek moet sê ek het in die week saam met iemand gepraat, saam met Roger Titus, daar van selfkol. Ek het hom gesê, jong, julle het nou wel my tiere, het julle gewen, maar ek dink dit is oortuigend nie. Julle het alweer in die tweede helfte julle opgeslip. Daai ou maklike 3 aan die einde. Dit vertel die regter die verhaal van die score van 37-17. Jy nou daai 7 aftrek, daar was dit 30-17. Maar ja, daar is baie groot verbetering gewees daarso. Na die vorige week se uiters teleurstellende uitslag. Maar wat sal 'n pastor se mos nou nie worry nie. Pastor sê hy het vir Wiley het hy huis toe gestuur, Druipster. Die man het iets gehoed nie. So ja, selfkol. Ons gaan net met julle praat oor die wedstryd môre, Grabouw, ons derby. En dan Caledon 36-13 Grabouw. 47-15 Botterfield in Verliesdorp. Kleinmond 15-20. Joh, Elvisa, dat was hoetete. Sê daar so 'n status opgesit. Van ja. Joh,
Maar ek sê huttete. Dis maar dinge wat gebeur in die lewe. Maar sterk wees sissa. Wanneer soms kom jy met 'n laggie. Ja, omsit so ek het ding verstaan was daar 'n paar kaarte ook gegee van alle kleure. Selfs op Caledon blykbaar was daar 'n kaarte gegee van 'n ander kleur. Ja, maar jy sien my probleem wat ek het nee. Die vorige week niemand het gemong, verstaan jy, oor Rangers wat geel kaarte en rooi kaarte gekry het nie. Dis jou beurt gewees Elvisa. Aanvaar het so. Ek is bly dat het nie 'n brief geland by Boland, so 'n lang briefie. Dis maar die verloop van dinge. Seahawks 24-10 Rivier en dan Universals. Ja. Coach A. Universals 'n mufti. 50-10 vir Genadendal. Ja, ek weet nie wat om te sê nie man. Ek ken die manne daar, ek ken die players, ek ken almal. Ek weet nie wat om te sê nie. Miskien moet daar nou net maar diep binne introspeksie gedoen word en dan moet jy maar gaan sit met die ouens en dat die ouens maar inkoop in die volgende wedstryd se planne en strategieë voordat hy veld vat. Dis wat ek sou doen. Ja, jy sien, jy sien coach, ek kom nou sommer by die wedstryd. Die twee spanne wat hier in die onderkant is, hulle hap mekaar môre. Rivier se nou end teen Genadendal en die wedstryd vind plaas daar by Paaste. So ek weet nie of jy jou mening wil lig, maar beide hierdie twee spanne, dis 'n maak of breek wedstryd. Ja, kyk, die ou wat verloor bly daar op een spot lê en die ander een, ek weet nie of hy gaan sy posisie verander, maar hy dan maar wen. Hy dan maar buffer. So wie die wen nou? Nee, ek gaan vir Genadendal. Genadendal wat hy wedstryd gaan wen daar. Ek dink Genadendal sal gaan voor net 'n bietjie te sterk wees. As dit nou 'n nugtere mening wat jy gee of is daar 'n bietjie emosie in? Omsit in die afgelope 3 jaar op crucial-tye het Genadendal se engine gestaat en dit is hulle back-to-back relegasiewedstryde. So ek dink hulle beskou die in dieselfde lig soos wat hulle daai wedstryde beskou het. So ek dink hulle gaan baie hard kom Saterdag. Ja, maar ek dink Universals het sommer daai back het hulle sommer back gemaak, want ek dink al die frustrasie het steenpunt uitgehaal op 'n kanaal wat hulle vir die afgelope 3 jaar weggehou het uit die groot uitdaging. Yes. En ek weet nie, coach Genadendal op Rivier se end, ek weet nie, met die nuwe coaching staf, was het gehoor, in die week het hulle vir Alex aangestel, en die manne sal wel sweeps klap. Hulle sal wel wys, kykie man, ons kan. Die mannekrag bly presies dieselfde. En hulle het 'n klipbare wedstryd gehad teen Seahawks. Daai was ook 'n klipbare wedstryd. So dan af watter manne beseer is in beide spanne. Vir die wedstryd wat nou opkom. So besering sal ook 'n groot rol speel, maar soos ek sê, ek dink net dat voor gaan Genadendal te sterk wees vir Rivier. Ja nee, kyk, ek wil geensins waag hierso nie. Ons weet, so jy self gesê het, Genadendal, wanneer het saak maak, dan start hulle die engine. Paaste is onder druk, die wedstrijd word gespeel op Rivier se end. Ek kan maar net sê, laat die beste span wen. So ek gaan maar met die voordeel van die tydskare, en in hierdie geval wil ek vir Paaste sê, Paaste, net so 'n stukkie, as jy 'n kort kop voor Genadendal, ek weet nie, as jy die een laat glip Saterdag, môre, daar op Rivier, dan kan jy so lank maar jou brief gaan teken daar so by Benny van Rooi, om te sak, dat die streek daar te volgende jaar. As dit die laaste span wat val? Ek weet nie, ek dink as die laaste span val outomaties, ek weet nie of die tweede laaste span moet relegasie gaan speel nie, maar ek weet,
En dinge lyk dinge lyk nie goed vir Pastor nie. Right, dan gaan ons daarso die wedstryd Houston teen Seahawks. Coach, praat ooit ons 'n bietjie daardeur? Ja, Houston speel Seahawks bereis. Houston het 'n tyd enetjie agter die rug na hulle derby teen Claymont. So ek dink dit gaan 'n probleem wees vir Houston om vir Seahawks te klop in die Boston. Dink jy daar kan 'n verrassing kom? Nee, wat? Nee, ek dink nie so nie. Seahawks, ek gaan sê hoekom. Seahawks het nou kennis gemaak met die groot uitdaging. Seahawks het 1 game gewen. Die res het allemaal verloor, 1 gelyk opgespeel. Houston het momentum. Hulle het 'n wegwedstryd gaan vat, 'n klipbare wegwedstryd gaan vat by Claymont. So ek dink nie hulle sal na daai wedstryd die enetjie sal laat doen. Ja nee, ek dink ook my geld is ook op Houston, maar jy weet rugby is 'n ander sport. Dis 'n ovaalbal. Ja, So ek wil tot daarso vir Noels en vir Werner sê, moet ek nou nie te gerus wees môre. Moet nou nie te gerus wees. En as Mr. Gertse op die veld opdraf dat hy groen baadjies se punte staan soos die wind omwy. Soos die daar gehardloop het, soos hulle daar gehardloop het op Genadendal teen Caledon nie. Ek wil nou nie daai skok sien nie. So asseblief, ek is eerlikwaar, ek is baie ligtig vir Seahawks. Ek dink ons het baie goeie voorbereiding en die manne is daarop uit om van die groot honde 'n bietjie skrik te maak. Maar my geld is op Boston. Maar ek hou ook van upsets. Om sit hou van upsets. En so ja, kom ons kyk maar. Dan Coach A, Botterivier gaan Claymont toe. Vat vir ons hierdie asseblief. Ja, ek dink wat hierso die deurslag ewige woord gaan wees. Die word of the weekend is discipline. Ek dink die span wat die meeste dissipline het, gaan hy nie deur. Ek weet dat ek ken vir Hassel is 'n man wat nie nog doekies omdraai as dit kom by dissipline. En hy's iemand wat hou daarvan dat hy die game speel hard, maar goed. So daar sal hierdie week gekyk word na dissipline en hierdie tipe goede aan beide kante. Maar die span wat die meeste dissipline in die dag lê, hy sal hom vat. Coach, volgens jou, waar dink jy gaan hierdie wedstryd gewen word tussen die twee? Hierdie wedstryd gaan definitief voorgewen word op ons. Botterivier is baie stewig gepak. Nie die grootste pak in die oefenwerk nie. Daai gee ek vir Rangers. Maar hulle het genoeg skietgoed, hulle het genoeg reservekrag om voor 'n goeie fondasie te lê vir die wedstryd. Ja, Coach, soos ek sê, ek hou ook van upsets, jong. Kyk, Botterivier is op hierdie stadium lokleider. En jy weet wat gebeur met lokleiders. Al die spanne kom vir hy lokleiders. Jy het 'n teken en ek hoop regtig, Zani, jy besef het, jy's 'n teken. Jy kan maar nou hoena hier in Soontoe redeneer. Almal wil jou wen. Soos Elvisia baie graag vir Caledon, verlede week vir Houston wou gewen het. Wil hierdie manne hulle vir die lokleider vir Botterivier wen. Ek stem saam met jou, Coach, dit gaat klip hard wees. Maar vir my aan die einde van die dag moet ek gaan met tuisvoordeel. En my geld is op Claymont. Coach, my geld is op Claymont. Kom as ek nou reg, as ek reg. Daar sê die geld sê ons sit op Claymont en ja, ek gaan aan die ander kant. Ek gaan Botterivier vir die eenvoudige rede dat ek dink hulle gaan voor 'n reservekrag net 'n bietjie te sterk wees. Maar aan die ander kant, Claymont het ook 'n nuwe afrigter. Een is terug en man kan die verskil gesien het nou Saterdag teen Houston. En ek hoop nie die rooi kaarte wat daar 'n fles was en 'n te groot impak op die span nie. Maar kom ons kyk, ek sê dis die word of the weekend, discipline. Ja nee, ek stem absoluut saam met jou, Coach. Dissipline speel 'n geweldige groot rol.
hierso. En as Kleinmond kan vasbyt en Kleinmond kan die voorspelers van Botterivier aan bande lê, dink ek, verstaan jy, behoort hulle vir hulle tuiskare wat baie fanaties is, behoort hulle vir Botterivier 'n goeie rand te gee. En ek dink ons begin nou te beweeg in die fase in waar jou topspanne, jou Botterivier, Verlies, Caledon, Austin, Safkol, teen die sterke spanne die mekaar begin speel. En dit gaan van uiterste belang wees, verstaan. Veral vir hierdie topspanne wat boel lê, soos 'n Botterivier, 'n Safkol, hulle wil nie nou gly nie. Want as jy nou gly, meneer, daar is die druk op jou, want jou volgende span is nog 'n sterker span. Daar sit miskien Austin of 'n Caledon, verstaan. Hierdie kompetisie in die Overberg, dis net iets anders. So, ja. Ek hoop nie van die velde met die een hekkie, man. Hoekom maar nie? Ek hou nie van velde met een hekkie. Dit is nie van my, ek voel so 'n bietjie eng te vrees daar binne. Kyk, Boussaint Park het 2 uitgaan. Ja, maar ek hou van 2 uitgaan, maar ek hou nie van die een hek plek nie. Hulle moet vir ons manne wat bietjie paniek, bietjie bang is. Bietjie aanvalle kry, bietjie eng te vrees met hulle nog 'n hek maak eers vir die vervoer baie goed kan vloei. Ja, jy is sterk wees, papa. Jy is maar met sterk. Elvise, hier's 'n versoek, nee. Miskien wil jy daar so aan die onderkant ook 'n hek maak. Daar is die man sommer in die pad. Is 'n vriendelike versoek hierso van coach Eyaf. Die ou hy sê dit eng te vrees. Ja, maar vriendin hulle het goed gedoen. Teen Austin, hulle het baie goed gedoen teen Austin. Ja nee, ek dink Botterivier kry môre hulle eerste stamp. So Elvisa moet nou nie my teleerstel nie. Asseblief nee. En ek vat niks weg van coach Hussey af. Hy is baie uitgeslaapte coach. Hulle het 'n goed afgerigte span. Maar ek dink net gaan Kleinmond hierdie een deurraak. Dit gaan bitter wees. Maar ek moet sê daar by ek sien by Austin die ou Botterivier spanne is naby Austin. Afwagtingspanne. Ja nee, die manne. Nelson is daar en so voort. Daar by Austin. Ja. Gaat dit dan so? Dit gaan so. Nou het Austin het nou die coach gevat van Rivier ook verlede jaar se coach is ook daar. Die players is daar. So het gaat dit. Ja. Dit buite. Nee, nou sê ek niks coach. Alright, dan stap ons aan jong. Die wedstryd vir my van die naweek. Rangers Stanford. En hoekom ek so sê is dat is beide van hierdie twee spanne toon 'n opwaartse kurwe. Rangers het nou wel verlede week lelik in die bus geval teen Safkol, maar as ons gaan kyk waar Rangers verlede jaar was hierdie tyd. En as ons gaan kyk, verstaan jy, Stanford is die span wat die nuwe span is, verstaan jy, vanaf die streek uitdaag. En hy slaan baie hoog boek aan die beld. Hy slaan baie hoog boek aan die beld, maar ook baie gesê, dit is ook nou die groter spanne, verstaan jy, wat hulle nou begin kry. Ja, maar ons sit nou 5 dorpies se spelers. Hoe bedoel jy nou 5 dorpies se spelers? Hulle moet 5 dorpies. Stanford. Ek sien op sosiale media sê. Nee, ek verstaan nou nie die 5 dorpies. Hulle sê 5 dorpies. Die players daar by hulle is glad die streep uit haar spelers. So hulle het goed gaan navorsing doen. Goed al die plek gesit. Laat hulle krag teen krag meet hierdie jaar. So hulle beplanning was uit goed gedoen. Coach Anton en coach Mars, daai manne wat daar is, ek sal eer hulle. Hulle doen goeie werk. Ja, enige voorspellings vir daai wedstryd, coach A? Hoekom lag jy dan nou, man? Rangers by die Glaskasteel. Dis 'n ander span. En jou maak nie saak wie daar speel nie, hulle kom aan. So ek dink nie Stanford gaan met alles maklik daarin nie. En ek dink
die tuisvoordeel gaan dalk 'n bietjie te veel wees vir hulle. Ja, jy sien coach, wat eintlik gebeur hierso nee vir my is, en ek het in die week het ek met iemand gepraat en my woorde was gewees, Stanford sal gestop moet word. Ek dink hulle slaan baie hoog boek aan die beld as waartoe hulle in staat is. En vir Rangers Saterdag om vas te val môre teen Stanford op Bradaans op Glasgow, hulle gaan 'n low blow vir hulle wees. Want dit beteken hulle gaan net nog laer kom lê op die lok, hulle gaan agterraak. So vir hierdie wedstryd wat my aan betref verstaan is vir Rangers 'n maak of breek wedstryd, want dan begin hy in te beweeg soos ID Rouse gesê het, dan begin hy te beweeg in die friendlies in. Want dan kom spanne soos jou Reviews in die end, Genadendal, Seahawks. Nou ek weet nie wat hy bedoel verstaan jy met friendlies, want as jy nou dink uit dat die manne gaan kom verstaan jy en jy gaan sommer net wen, dan dink ek maak jy groot fout, want onthou die wedstryd tussen Seahawks en Bredasdorp, dis 'n derby. Dis 'n groote. So jy sal maar jou lewe, jou spelers se lewe sal hulle maar moet vet smeer. Ja, wat sê omsit vir daai enetjie? Jy weet mos, my hart staan by die huis. Tuisvoordeel, Rangers, bo uit. Ja, ek hou van upsets, maar jy gaan ons nie upset dit nooit. Waar, coach. Nee, hier kom ek stryd uit, meneer. Universals, Stanford moet vasgevat word môre. Hulle moet begin verstaan. Jy speel in 'n groot uit. Ek moet net niks wegvat van hulle nie. Ek saluut vir hulle die hoe hulle deurkom en die hoe hulle kompeterend is. Maar soek dit ook nie aan gaan nie. nee, soek dit ook nie aan gaan nie. Hier ouens moet dan begin besef verstaan jy, dis groot mense wat jy teen speel. Dan nog die ander enetjie omsit. Jong, Verlies op Caledon, praat met my. Ja, verlies op het met nou slaag gekry in Botterfield. So, hulle sal nou seker maar recoup daar, en is moeilik is altyd, die manne praat van die lugdruk, die lugdruk is te veel, die lugdruk is te hoog daar so, het gaan moeilik wees op Caledon, gaan baie moeilik wees op Caledon, maar, kom ons gee dit vir Caledon. Ja, coach, ek dink ook Caledon gaat net een te veel wees vir Verliesdorp, maar ek het al 'n paar wedstryde gekyk daar op hy Verliesdorp. Meneer, ek kan vir jou sê, as Caledon dink, dit gaat sommer net 'n walk in the park wees. Daar's hulle in vir 'n groot ding. Maar hy plek, as ek sê, ek het gesien, ek het verlede jaar, wat jy so af en toe opgespring het, dat jy jou arm so in die lug gegooi het, dit lyk asof Safkol gaan druk en dan druk hulle vir hy spelers uit die tienie. Yes, correct, ja. En dan lyk dit beteken asof die ou 'n klomp energie, dan lyk dit maar Here die ou se energie gaan op na die doelin toe. Dit skielik. Daar's 'n boom. Hè? Daar's 'n hoë boom. En daai boom se bokant omsit. Daai boom se bokant. Hy is so bietjie hy amper level met die veld. As 'n ou hy heel by boom klim soos 'n gees. Daai Mario, bo. Dis hy amper level met die veld. So die lugdruk kan loop. Here coach, hoe kom jy by sy gees uit? Daai man, nee, maar dit was 'n volle boom meneer. Ja, maar daai so boom, ek dink ek weet nie hoe sit daai gaan 'n ander ding wees, die lugdruk gaan 'n rol speel. Ja, nee, wat jong, jy kan maar hoë bome, as jy klein katte klim op hoë bome. So jy sê moet kom meneer, moenie dink dat Verliesdorp is 'n klein kattie. Ek dink dit is hoekom hulle hoë bome het. Hulle kom vir jou papa. Dan die wedstryd van die naweek jong, dit gaan al heel week dik Haso en Garabou. Soos hulle sê die dorpspan speel teen die plaasspan. Nou Garabou is die dorpspan en Safkol
hulle is die plaasspan, maar ek moet vir jou sê, dit is 'n span Garabou met 'n ryk geskiedenis, coach A. En ons weet Garabou het nog nie die wêreld aan die brand gespeel hierdie weekie. Hierdie seisoen nie. Maar jy weet, ek sê weer, hy opset, ek vertrou net nie, verstaan jy, want dis net miskien die bal wat reg spring vir hulle, maar dan het ons verlede week gesien, Safkol, verstaan jy, lyk dit my is besig om te wakker te skrik uit die winters, uit die somerslaap uit, want ewe skielik het hulle net, ja, ek moet vir jou sê, die eerste kanaalverdediging van Safkol is bitter. Nou, hoekom kyk jy na jou kop praat, meneer? Jy is nou amper soos 'n doofstomme. Ek stem saam om sit, as my mickie lekker nie, tek man, as my mickie lekker nie, as my mic hakkerig, ek wil net die mense my duidelik hoor. Hoor hulle my nou? Goed. Nee, om sit, ek kan vir hom sit duidelik sê, wag, ek kry nog 'n mic. Ons wil seker maak, ek het klomp mics. Ons wil nou nie volgende week op die stel sê, maar kan sê, ons het hier nie reg gehoor nie. Ja, dankie. Ek sit hierdie neer. Om sit, ja. Al wat ek kan sê is hy reg daar? Dankie, DK. Al wat ek vir julle kan sê is, dit gaan 'n groot wees, dit gaan 'n harde ene wees. As ek dink Garabou is die host. Maar ons albei speel ons op een veld, so is maar tuisveld vir albei. So ek weet nie waarom sit 'n tuisvoordeel nou gaan kom nie, want albei spanne is tuis. So dit gaan 'n groot wees. Maar soos ek gesê het, trust the process, dat ek dink dat Safkol is besig om net hierdie proses te gaan en hulle ritme te kry. Want ons het daar, hoe kan men nou sê, een van ons groot voorrye kom ook terug hierdie week, na 'n lang besering, so as Clarence, hy kom terug. So dit behoort 'n goeie enetjie te wees om sit. Ja, jong, coach A. Nee, dit gaat een klipharde wedstrijd wees. Kliphard, ja. My geld is op Safkol vanmorgen. Ek dink Safkol gaat net te veel skietgoed hê vir Garabou. Maar derbies is iets anders. Omsit, ek gaan soos omsit sê, ek gaan nie wou opset hier nie. Ek gaan vir stryd kom. Omsit sê mos, soos vir stryd kom, so ek gaan ook vir stryd kom. Ek gaan vir Safkol vir hierdie enetjie. Ja, nee, kyk coach, jong, ek sien die tyd hardloop, jong. Voordat ons hier afgaan, wil ons weer eens baie dankie sê vir elke kyker. Julle maak die sou. Maar daar's net 2 of 3 goed wat ek wil aankondig. Dit word Paasnaweek. Yes. Ek sien verlede week het Saldanha hulle top 8 toernooi bekendgestel. En ons weet, dit is die toernooi wat mense geweldig na uitsien. So, baie geluk aan die toernooi organiseerders daarso van Saldanha. Great work, werk wat julle daar doen. En ons weet, ons gaat weer een van die beste toernooie sien daarso. Ons het op 'n stadium met ons gepraat oor die Ibrahim Patel. Ons gaan nie nou vanaand daaroor praat nie. Ons gee 'n bietjie ligtyd vir Saldanha coach, want ek sien jy tel jou mic op. Ek weet jy wil nou seker weer praat oor Safkol waar hy gaan speel. Nee, maar laat ons 'n bietjie ligtyd gou is so gee meneer vir Saldanha. En dan wil ek praat met Thurlow Maas. Thurlow die kaptein. Ja, jy kan gou praat, staan jy? Praat gou daarso van ja, hulle het ook die Thurlow Paas toernooi. Maar dit het ook bekend gestel. Dis nou vir die manne wat nou, ek dink ek spreek onder korreksie, wat nou uitval, wat nie genooi is halfbasta na die tournaments toe nie, hulle speel daai enetjie. Nee, maar weet jy wat ek like van Thurlow Maas toernooi, hulle fokus meer op die spanne in die area, en ek wil eintlik 'n thumbs up gee daarso vir Thurlow, en ek dink, hierdie jaar gaan ek miskien of daar's by Thurlow rondloop, of ek kom weer op stryd Saldanha toe, so Koos, die ou met die dunne arms is op pad, na die ou met die dik arms, what's the space, en dan atletiek, Matteo, Leroux, hy het weer in Bloemfontein verlede week, was hy, die vorige week Groenpuntstadium 2.1 gespring, hy bring weer goud huis toe, hy was ook die wenner daarso,
En dan Jordan Matthys, hy is van Napier, 400 meter, 800 meter silwer. Baie geluk Jordan. Dit was na 'n teleurstellende toen kompetisie daarso in Groenpunt, wat hy net het uitgeval het in die finaal. En dan het hulle by die medley het hy goud. Het hy Great stuff, voorbij kom lekker maar sterk. dan was hy 'n baie interessante ouetjie wat gehardloop het. Ook daar. Hy het die 1500 meter en 3000 meter het hy goud gevat. Hy's ook van Napier. By daai spesiale skool, hy vaardigheidsskool op Yes, Napier. correct, ja. Jeltsin. Is Riley Sols. Jeltsin, ja. Ja, baie geluk Hulle aan het hierdie. aan mekaar. Kyk, hulle op die 1.5 en die 3 is sommer in 1. Ja nee, ons wil van ons kant af hier by Skynsville Askop wil ons vir julle sterkte en seën toewens verstaan op julle loopbane. Hier spreek ons net die seën het kom sê. En ons weet Matteo was al hier so gewees, ons moet nog vir Jordan kry. Maar die manne wat die vandag gaan, hy manne weet ons 'n strydbokspan toe. So ja, coach, ons het hier gekom aan die einde van ons gesprek. Mag rugby môre 7:00 en mag die spelers en die mense wat reis veilig wees is. En van my kant af, goeienaand. Ja, van my kant af, Coach Beter, lekker klein borreltjie koeldrank, maar behalwe dit, Ja, coach sê. van my kant af, safe trap ouens, Coach, hy's uit.